Ek wil hê ons moet vanoggend 'n bietjie onthou. So ek wil hê, vat jou gedagtes terug na jou kinderdae toe. Dis van julle dalk meer onlangs as ander. En ek wil hê, jy moet spesifiek probeer onthou, die tye wat jy moes wag vir goed. En hoe dit gevoel het om te wag vir goed. Want daar's baie wag wat lekker was. Onthou jy daai gevoel van wag vir jou verjaarsdag? Daai aand voor jy verjaar, as jy gaan slaap, dan weet jy môre is die dag wat jy na uitsien, of Kersfees, as dit dalk vir julle 'n groter geleentheid was. Hoe dit gevoel het om te wag vir daai lekker. En dan was daar natuurlik ander tye wat jy moes wag vir soos om te gaan bad, of te gaan stort. Ek weet nie vir julle nie, maar dit was nie vir ons as kinders altyd die lekkerste ding om te gaan bad nie. Of miskien moet jy wag vir 'n skoolbus, wat jy moet skool toe vat, of jy lift saam met wie jy ry, of miskien net voor die stapskool toe, as jy naby genoeg gebly het. Daai wag van eintlik nie so lekker nie. Maar ek kry ook die wag aan die einde van die dag. Daai waar die skool klaar is, en jy wag vir die bus of die lift, of jou maal jou op jou te kom haal voor die huis toe gaan. Miskien onthou julle hoe dit voel om te wag in die badkamer. Ek weet nie of dit vir julle dieselfde betekenis het as vir ons in ons gemeente nie. Ag, in ons gesin nie, maar dit is waar ons dit is waar ons straf gekry het. As ons die dag stout was, dan weet jy die houtlepel is op pad. So daai is 'n ander tipe wag. As jy moet wag vir 'n pak slaag, definitief minder lekker. Dalk het jy gewag vir die eksamen om te begin, of die eksamen om klaar te maak. Onthou julle hierdie wag, verskillende maniere van wag, en ek wil hê, onthou die emosie, onthou die gevoel. Want ons praat vandag oor 'n wagtydperk, en natuurlik is daar in die Bybel 'n paar sulke tye gewees. Nou ek wil gou hê, iemand in die laerskool, is nie so baie van hulle vandag nie. Kom ons vra maar enigiemand op skool. Wat is die laaste boek in die Ou Testament? Is niemand op skool wat weet nie? In die Ou Testament. Jy's in die einde van die Bybel, so jy's nie verkeerd nie, maar Ou Testament, die laaste boek in die Ou Testament. Jy weer probeer. Alright. Ja, bekommerd. Okay, en van die volwassenes help gou? Maleagi. Great. Nog 'n bietjie moeiliker vraag. Hoe lank het die Israeliete gewag tussen Maleagi en Matteus? Daar hoor ek iemand fluister. 400 jaar. Heeltemal reg. Okay. Ons maak dit nog 'n bietjie moeiliker. Wat beteken Maleagi? Nou het ek 'n klomp mense wat kom. Wie van julle van die vinnigste wees op Google? Nee, maar dan gaan julle op WhatsApp lees. Maleagi beteken boodskapper. So, ons aanvaar baie keer dis 'n profeet se naam, ons weet nie eers of dit is nie. Maar Maleagi was 'n boodskapper, en dis wat die naam beteken. En dis 'n ou wat met Israel kom praat het in 'n tyd waar hulle eintlik begin wegbeweeg van God af. Nou dit het baie gebeur in Israel se geskiedenis. Hierdie spesifiek was na die ballingskap. So baie van die profete het gepraat voor die ballingskap, of voor die eerste een, of voor die tweede een. Maleagi kom na dit. En ten spyte van Israel se geskiedenis, ten spyte van al die straf wat hulle beleef het, draai hulle weer weg. En hulle begin weer twyfel. En dan kom hierdie boek, en dis eintlik maar God wat kom en vir die volk sê, hoorie, ons moet praat. Wie van julle het miskien al so 'n brief of 'n SMS of 'n WhatsApp gekry van jou geliefde wat sê, ons moet praat? Dis gewoonlik die goeie nuus. Gewoonlik so 'n hondkollie op jou maag as jy hom kry. En dis maar min of meer waar dit gaan.
God kom sê vir hulle, hoorie, ons moet praat. Dit waarmee julle nou besig is, die pad wat julle nou op is, gaan nie werk nie. En dan interessant genoeg, die boek van Maleagi, ten minste die eerste 3 hoofstukke, is geskryf amper in 'n gesprekstyl, waar of die volk of God maak 'n stelling. En as die volk is wat praat, dan reageer God daarop. En as God 'n stelling maak, dan bevraagteken die volk dit, en hy antwoord dan. So dit begin met God wat sê, ek bly lief vir julle. En dan antwoord die volk en hulle sê, maar hoe kan jy sê, jy bly lief vir ons, as dit so sleg gaan met ons? Daarna sê God, of dan verduidelik God wat hy bedoel. En hy praat oor hoe hy vir hulle aan die pad van Jakob af geseën en gedra het, deur die moeilike tye en die maklik is, en nog steeds getrou gebly het. Dan maak God die stelling en hy sê, maar julle het vir my geminag. En die volk antwoord, hulle sê, maar hoe het ons vir u geminag? En hy verduidelik dit dan. So die hele tyd hierdie gesprek waar God maak 'n stelling, Israel antwoord, of Israel sê iets en God gee antwoord op. En dan kom ons vandag by Maleagi 3, vers 1 tot 5. Wat ons gaan saam lees, en dis deel van hierdie gesprek. Dis deel van God wat vir die volk sê, hoorie, ons moet praat. Ons moet mekaar hier in die oë kyk. Even met julle wat wil kan aan te blaai. God se antwoord hier is dan, hy sê, ek gaan nou my boodskappe stuur. Hy sal die pad voor my uit regmaak. En dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om hulle voete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring. Wat bestaan uit regdom. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here, soos in die ou tyd, soos in die jare lank verby. Dan sal ek na julle toe kom as regter. Ek sal sonder versuim reg spreek teen die wat hulle met toornery ophou, teen die egbreekers en die wat vals ede aflê, teen die wat die dagloners tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, so sê die Here die Almagtige. Maleagi praat hierso van 'n lig wat kom. Hy praat van 'n engel. En dis natuurlik 'n engel met hoofletters, want dit is 'n verwysing na Jesus. Die boodskappe van vers 1 is 'n verwysing na Johannes, maar dan praat hy hier van Jesus wat kom. En in ons kop is dit goeie nuus. Ons vier Kersfees. Ons vier Jesus wat aarde toe gekom het. Dis vir ons goeie nuus. En ons ken die volle prentjie daarvan. Maar dis omdat ons die genade kan ken. En dis nie verkeerd nie, dis waar. Maar as ook 'n ander kant van hierdie waarheid, van hierdie iemand met 'n hoofletter I wat aan die kom was. Want hierdie lig wat aan die kom was, kom ek soos 'n vuur. As dit praat in Lukas 1 van die son wat opkom, die son van geregtigheid, dan is hierdie son ook 'n vuur. 'n Vuur wat lig skyn op die donker plekke en 'n vuur wat kom skoonbrand. Nou ons moet verstaan, as God hierso praat, dan is dit weer eens 'n reaksie. Dis weer eens 'n antwoord op wat vroeër gesê is, en dit begin net 'n paar verse vroeër, in 2 vers 17. Dan sê die profeet, julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het.
En dan vra julle nog, waarmee het ons moeg gemaak? Julle het dit gedoen, toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense. Hy hou van hulle. En toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? So die antwoord van Maleagi 3 vers 1 tot 5 is 'n reaksie op die mense wat gesê het, God is nie meer besig om die reg te laat geskied nie. En in hulle kop is dit, God straf nie die mense wat kwaad doen nie. Hy is goed vir die mense wat kwaad doen. Hoe kan 'n God wat geregtig is, nie straf nie? En ek bedoel, ons kan baie maklik hierdie vers nog verder lees. Ons kan lees dat daar staan, jy hanteer die slegte mense soos goeies, dis wat daar wel gesê word. En ons kan bysit, en die goeies so sleg is. Ek dink as dit is wat hulle God van beskuldig het, dan was sy reaksie nie moeg nie, dan was dit kwaad. En ons kan dit verstaan. Ek bedoel, jy kan net dink, as daar vir 'n onderwyser gesê word, hoorie, jy hanteer die stout kinders soos soet kinders. En jy hanteer die soet kinders soos stout kinders. Karen, hoe sou hy vir jou opgewerk het, as iemand jou daarvan beskuldig het? Dis hoe jou bloed laat kook. As iemand vir jou sê, hoorie, daar op die plaas, jy is besig om die mense wat lui is, te hanteer soos hardwerkendes, en besig om die hardwerkendes te hanteer soos lui mense. Hy sê in jou grein ingewerk het. As iemand vir jou gesê het, nee, weet jy, daar in jou winkel is jy besig om die mense wat altyd getrou is en altyd op tyd daar is, hanteer jy soos die mense wat laat kom en onbetroubaar is. En die onbetroubaar is, hanteer jy soos mense wat goed is. Ons sou ongelooflik kwaad gehad het, want ons het 'n ingebouwde sin van geregtigheid. En ons wil glo, ons is geregtig en ons tree met reg op. So as dit die stelling was, dit wat julle hier sien, dan sou ons kwaad geword het. En as hulle vir God daarvan beskuldig het, dan was dit net eenvoudig lastig. Maar dit is nie. Dis nie heeltemal wat hulle sê nie. Dis nie waaroor hulle ongelukkig is nie. Hulle is ongelukkig net oor die eerste deel. Hulle sê, hoe kan God slegte mense goed hanteer? Hoe is dit dat die mense wat die verkeerde goed doen, nog steeds oké is? Dat God nog steeds vir hulle ook goed is? En baie keer selfs nog beter doen as die mense wat reg doen. Nog ryker is, nog meer sukses behaal in aardse terme. God se reaksie is om te sê, ek word moeg. Ek word moeg want julle verstaan nie. Julle ken my. Julle verstaan nie wat my karakters is nie. As God dan reageer en hy sê, ek gaan geregtigheid kom bring, die son van geregtigheid, praat dit in dele van, dan sê hy vir hulle, ek gaan vir julle kom wys, hoe lyk my geregtigheid? En as hy in Maleagi praat, dan sê hy, maar ek gaan nie vir julle voete kom stywer. Met ander woorde, die mense wat die meeste in die tempel is, die mense wat veronderstel is om die naaste aan God te wees, juist vir hulle, die priesters, ek gaan vir hulle kom stywer. En vir julle almal wat dink julle is heilig, ek gaan vir julle kom stywer. Ek gaan vir julle kom wys wat geregtigheid is. En as ek die dag kom om te oordeel, as ek die dag die lig skyn op die donker, dan is dit op julle donkerte. En ek gaan vir julle vra, is julle besig met die slegte goed, toordery, egbreek, valse ede? Is julle besig om na die weduwees en die weeskinders te kyk? Is julle besig om vir hulle te versorg? Is julle besig om die vreemdelinge eenkant te hou? Die mense wat uit 'n ander plek uitkom as jy, die mense wat anders dink en lyk as jy, is julle besig om hulle te verstoor? Of maak julle hulle, laat julle hulle welkom voel? Dis nie 'n uitspraak teen die slegte mense nie. God is nie besig om geregtigheid te verkondig aan die mense wat verkeerd doen nie, of wat ver is van die Here af, of wat nie glo nie. Hy praat met die goeie mense en hy sê, ek gaan vir julle ook kom oordeel. Ek gaan na julle harte ook kom kyk. So as ons praat van ons wag vir die Here om te kom, ons wag
vir God om te kom ingryp. Is julle nou meer gemaklik of minder oor die boodskap van Maleagi? Voel julle meer gerus of minder? Ek gaan vir julle eerlik wees, ek het so kriweling. Want daar's julle in my lewe wat ek eerder ook maar sal wil wegsteek. As mens dit nou baie letterlik wil vat, as Jesus weer as 'n mens moes kom, en hy kom na enige van julle toe en hy sê, hoorie, ek gaan by julle kom kyk. Ek gaan daar by julle na die huis toe kom. Hoeveel van julle sal gou moet huis toe jaag en spartel net om 'n paar goed weg te steek? Gou 'n paar vuil skottelgoed, jy weet, onder die wasbak te pak. Miskien 'n paar ou klere, vuil klere onder die bed in te skop of jy weet ergens net op te ry. Of is dit net ek? Dit het letterlik so 2 weke terug gebeur met my dat ek so skottelgoed in die wasbak in die waskamer moes wegsteek en so. Presies dieselfde gebeur in ons lewe ook. As jy vandag moes hoor, die son van geregtigheid, die Here self, gaan by jou kom kyk. En hy gaan vir jou vra, hoe lyk jou lewe? Hoeveel van ons gaan 'n bietjie spartel? Kom ons sê dis oor 'n week, om in die volgende week gou vinnig seker te maak ons tiendes is betaal, seker te maak daar's ergens 'n weduwee oor kan die pad vir wie ons gou kos vat. Ergens is daar 'n weeskind wat ons net gou 'n paar skoolboeke voorkoop. Hoeveel van ons gaan spartel om gou vinnig jou internetgeskiedenis uit te vee? Daar kan ek nou nie daaroor trap nie. Hoeveel van ons gaan seker maak jy betaal jou daglone soos wat jy moet? Dis 'n ongemaklike vraag, want almal van ons het ergens iets wat ons gou sal wil skoonmaak, gou wil opvee. God het geweet hoe dit met die volk gaan. Hy het geweet hoe hy harte lyk. En toe hy vir hulle sê, ek gaan geregtigheid bring, het hy ook geweet, hulle gaan nie die mas opkom nie. Hulle gaan nie goed genoeg wees nie. Dis hoekom ons praat van Jesus sy koms en sy lewe as die evangelie. Want God het geweet, ons gaan dit nie maak nie. Hy het geweet, ons gaan nie goed genoeg wees nie. Paulus skryf dan in Titus 2 vers 11 en 14, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. En dit beteken ons wat in die kerk sit en die mense wat nie vir God het. Die wat uit die Joodse volk uit was en die wat nie is nie. Die wat vroeër in hulle lewe baie sonde gedoen het en die wat van kleintyd af in die kerk is. God het vir almal gekom en die verlossing het aan almal verskyn. Vers 12, dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug en die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. En dan sien ek dit op die kop nie, maar ek lees vers 15 ook. Dit is die dinge waaroor julle moet praat. Gebruik julle volle gesag om aan te moedig en reg te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien. So, die goeie nuus gaan verder as ons ook. Ons sal nou terugkom daarby. Paulus skryf hier oor die genade. Hy skryf hier oor 'n God wat geweet het wie ons is. 'n God wat vandag nog steeds weet wie hy is. Hy ken jou foute. Hy ken jou tekortkominge. Hy weet presies waar jy skeef trap. En hy sê, ek het jou nog steeds lief. Ek hoop beter vir jou. Ek droom beter vir jou. Maar ek het jou nog steeds lief. Ek weet wie jy is. Ek weet waarmee jy sukkel. Ek het jou nog steeds lief. Dis hoekom ek die offer kom word. Dit het hom alles gekos.
en jou nog steeds lief. Maar ons moet nie God se genade goedkoop maak nie. Ons moet dit nie verniet maak nie. Ons moet nie dit weggooi nie. Hy het vir ons kom genade wys, sodat ons kan lewe, soos wat hy dit wil hê. Sodat ons kan word, soos wat hy was. En Paulus skryf baie uitdruklik in die teenwoordige wêreld, terwyl ons uitsien na die toekomstige. Jesus kom weer. Daaroor hoef ons nie te wonder nie. Wanneer hy kom, dit weet ons nie. Dit kan wees dat hy vandag nog kom. Of dit kan wees dat ons tyd op aarde vandag oor is. Ongeag, daar kom 'n dag. Ek sien uit daarna. Nie omdat ek wonderlik is nie, omdat Christus is. As die son van geregtigheid eendag in sy volheid by ons kan skyn, gaan jy reg wees daarvoor? Is jy nou? Dalk sit jy vandag hier en jy weet, ek moet terugdraai, ek moet iets groot verander. Kan selfs wees dat jy vandag hier sit en sê, maar eintlik het ek nog nooit die Here aanvaar nie. As dit jy is vandag, dan wil ek jou nooi om saam met my te bid. Ek gaan vir ons 'n hertoewydingsgebed bid. As jy weet daar's iets in jou lewe wat jy nog aan die Here wil oorgee, bid dit gerus saam met my. Here God, as die son van geregtigheid kom, dan skyn dit op die donker plekke in die wêreld, ook in ons eie lewens. Here, ek bid dat U vir ons waar ons vandag hier sit, in die kerk, of by die huis, by die video kyk, dat U vir ons sal kom vat, en van vooraf vir ons meer sal maak soos U. Here, ons kom gee vir U alles in ons lewe wat stukkend is, wat gebreek is, en ons kom sê, Here, kom brand dit skoon, kom was dit skoon, kom maak ons weer meer soos U. Ons slegte gewoontes, ons slegte karaktereienskappe, Here, kom vat dit, kom verander dit, soos wat U dit wil hê. En Here, as U dalk iemand is, wat nog glad nie vir U ken, of nog glad nie vir U gekies het nie, dan bid ek, Here, kom vat daai hart, kom maak dit nuut, kom help ons, om U te aanvaar as ons verlosser, die enigste hoop, in lewe en dood. Help ons om U te volg, met alles wat ons is. Dit is my gebed vir myself, en vir elkeen hier. Amen.